Die situasie is hopeloos, maar nie ernstig. Klink dit soos 'n teenstrydigheid, 'n grap, miskien albei? So vreemd as wat dit mag klink, kan hierdie ou frase, wat dikwels toegeskryf word aan Weense of Sentraal-Europese humor, dalk net die gees vang wat ons in die huidige verhoudinge met die toekoms het. Welkom terug by Môre onder die soeklig, waar ons sin maak van die toekoms, 5 minute op 'n slag. Vandag kyk ons na wat dit beteken om vooruit te sien in 'n postmoderne wêreld. 'n Wêreld waar die kaart van die werklikheid verbrokkel, waar narratiewe meeding en waar absurditeit dalk die oorlewingsstrategie kan wees. Kom ons begin met die dilemma. Die toekoms was nog altyd 'n gedeelde horison. Selfs as mense nie saamgestem het nie, was daar gewoonlik 'n gemeenskaplike raamwerk vir debat. In wat hulle noem 'n Overton venster, daardie sone waar denkbare idees oor die toekoms kan geld. Maar vandag, daardie venster skuif nie net nie. In baie samelewings word dit verpletter. Wat vir een groep hoofstroom is vir die ander groep 'n samesweringsteorie. Wat een as vooruitgang sien, ervaar die ander as 'n eksistensiële ineenstorting. Ons stry nie meer net oor oplossings nie. Ons stem nie eers saam oor wat die probleme is nie. En dit is waar die postmoderne kinkel inkom. In die 21ste eeu is hopeloosheid dikwels nie 'n gebrek aan gereedskap of kennis nie. Ons het wetenskap, ons het data, ons het die modelle, ons het die simulasies, ons selfs kunsmatige intelligensie. Maar niks daarvan help ons, as ons nie oor die betekenis hiervan kan saamstem nie. Die disoriëntasie van vandag kom nie net van chaos nie. Dit kom van teenstrydige waarhede wat om ons aandag meeding. En van hoe daardie waarhede verpak, geprioritiseer en uitgevoer word. En so wend ons na die absurde. Dink aan memes en satire. 'n Dekade gelede was 'n meme net 'n internetgrappie. Vandag is dit 'n strategiese bate, instrumente vir kulturele kritiek, ideologiese oorvoering, ja en selfs vooruitsig. 'n Meme kan 'n wêreldbeskouing vinniger versprei as 'n beleidsverslag. 'n Goed gestruktureerde satire kan 'n stelsel se foute beter ontbloot as 'n wit skrif van 100 bladsye. Ons leef in 'n tyd waar 'n TikTok-tendens openbare gesondheidsgedrag meer kan beïnvloed as die amptelike riglyne. En dit wys vir ons iets belangriks. Miskien is ons nie in 'n kenniskrisis nie, maar in 'n narratiewe gesagskrisis. Waninligting floreer natuurlik in so 'n ruimte. Ons ken die gesegde, 'n leuen kan halfpad om die wêreld reis voordat die waarheid sy stewels kon aantrek. Hierdie gesegde is al sedert 1710 in omloop. Wanneer die lyn tussen waarheid en parodie verdof, val ernstige diskurs maklik uitmekaar. Maar as ons nie ontsnap van absurditeit nie, miskien moet ons dit gebruik. Dit is waar absurde toekomsverhale inkom, nie as dystopieë nie, maar as 'n manier om anders te dink, humor, teenstrydighede, parodie, nie om die toekoms weg te lag nie, maar om dit van 'n ander hoek te sien. Absurditeit kan 'n metode wees, 'n simulasie, 'n provokasie, iets wat ons uit die lineêre denke druk en dwing om nuwe vrae te vra. Stel jou 'n scenario voor waar KI wettiglik erken word as iemand met verhoogvrees en mag weier om in openbaar op te tree. Of 'n wêreld waar regeringsbeleidmaking uitkontrakteer aan beïnvloeders wat net in ruim plaat. Belaglik, ja, maar dit kan ons help om werklike spanning bloot te hê oor outomatisering, optrede en aktiwiteite en vertroue. In so 'n absurde toekoms hou ons logika lank genoeg op, sodat insig kan insluip. Ons sien dit reeds in projekte soos ontwerperfiksie, spekulatiewe satire en kritiese toekomsteater. Hulle gebruik spel en parodie om paaie te verken wat ons andersins ignoreer. Hulle voorspel nie, hulle provokeer. Hulle maak die grap en deur dit te doen, skep hulle ruimte vir dialoog waar die gewone diskurs vasval. Die wegneem boodskap. In hierdie soort wêreld gaan strategiese insig nie oor beheer nie. Dit gaan oor vlotheid en teenstrydighede. Die vermoë om georiënteerd te bly wanneer alles buite die middelpunt voel. Om te lag, selfs terwyl ons aanpas, om absurditeit te omhels, nie as ontsnapping nie, maar as 'n metode. Want miskien, net miskien, die situasie is hopeloos, en dis presies hoekom moet dit saak maak. Nie ernstig nie.
Dis wat dit die moeite werd maak om saam te speel. Dankie dat jy geluister het na Môre onder die soeklig. Bly nuuskierig, bly skepties en onthou, selfs as die toekoms geen sin maak nie, kan dit steeds ernstig wees.